Ons het nou 'n paar keer gesels oor die verbond en van ons gesprek het dit opgekom. As ons praat van verbond en ons dink terug, dan kan ons sê die verbond wat die Here met Abraham gesluit het. Maar wat beteken die verbond nog vir ons vandag? Is dit 'n Ou Testamentiese begrip? Ons weet ook in die nuwe, ons praat partykeer van die ou verbond en die nuwe verbond. Is dit reg om te praat van die ou verbond en die nuwe verbond? En hoe is die verbond nog steeds aktueel vir gelowiges vandag? Ja, dis 'n baie belangrike onderwerp in die teologie. Want die verbond verwys, soos jy reg gesê het, na die ooreenkoms wat God met Abraham gemaak het. Maar wanneer God sy ooreenkoms met Abraham maak, is natuurlik Genesis 15. Genesis 12 beloof hy aan Abraham dat hy 'n verbond met hom gaan sluit en wat dit gaan behels. Genesis 15 word die ritueel uitgevoer en Genesis 17 gee hy ook die teken van die verbond. Maar wat ons moet raak sien is dat die beloftes wat God aan Abraham maak in die verbond, as 'n mens spesifiek wil wees, hoofsaaklik 4 goed: dat hy vir hom 'n God sal wees en Abraham en sy nageslag vir die Here 'n volk moet wees, dat hy hom sal seën en sal seën wie hom seën en vervloek wie hom vervloek, dat hy vir hom 'n groot nageslag gaan gee, 'n ontelbare nageslag, en dat hy vir hom 'n land gaan gee waarin hy kan woon. En ons gaan kyk na daai elemente van die verbond. Dis die eise, of dis die beloftes van die verbond. Die eise is gehoorsaamheid. Die Here sê, jy moet aan my gehoorsaam wees. Dan sien 'n mens die verskillende elemente van die verbond in die beloftes en in die eise, reeds byvoorbeeld by die skepping in Genesis 1. Dat God ruimte gee vir Adam en Eva om in te lewe, dat hy 'n verhouding met hulle het, dat hy hulle seën met alles wat hulle nodig het om hom mee te dien, en dat hy vir hulle 'n nageslag beloof in die opdrag wat hy vir hulle gee, wees vrugbaar en vermeerder vir die aarde. So al daardie elemente is daar. En dan kan 'n mens deur die verloop van die Bybelse verlossingsgeskiedenis gaan, en jy sien dit weer by Noag, en jy sien dit weer by Dawid, en jy sien dit by Moses, jy sien dit by Dawid, en so kan jy optel dat daar reg deur die Bybel 'n lyn loop, 'n verbondsmatige lyn, wat sê dat dis nie uniek aan Abraham in die tyd wat hy geleef het nie. Dis eintlik iets, en reg deur die lyn vind jy ook die opdrag om gehoorsaam te wees. So, die verbond is eintlik 'n lyn wat reg deur die Bybel loop, en die rede hoekom ons praat van 'n nuwe verbond is omdat dit die woord is wat gebruik word in die Nuwe Testament, maar as 'n mens die beloftes en die eise daarvan raak sien, dan moet jy ook raak sien dat wanneer daar in die Nuwe Testament gepraat word van die nuwe verbond, dan is dit eintlik nie 'n heel ander verbond nie. Dis eintlik maar die ou verbond. Dis eintlik die ou verbond vervul. Dis eintlik die volheid van die ou verbond wat uiteindelik in vervulling gaan. Ons sien ook 'n groei in Openbaring. So ons sien in Genesis die kiem, 'n baie basiese opdrag om gehoorsaam te wees, een boom waarvan jy nie mag eet nie. En die opdrag word al hoe meer ingewikkeld, die reëls, die wette word al hoe meer, met 'n doel, en uiteindelik vind die hele betekenis, die bedoeling van die verbond loop op in kennis en groei in omvang, en word vervul in Christus in die Nuwe Testament. En hy is dan die vervulling van die verbond. En dit beteken, as ons praat van die verbond, dan praat ons nie net van Abraham nie, ons praat van die hele verlossingsgeskiedenis, en 'n lyn wat loop deur die verlossingsgeskiedenis, waar volgens ons die Bybel verstaan en interpreteer. Nou, as ons sê, die ou verbond is eintlik in Christus vervul, maar dis nog dieselfde verbond en vervulling. Wat bedoel ons dan met, of wat beteken 'n verbondsmatige lewe vir gelowiges vandag? Ja. Christus het ons nou vervul, so wat beteken dit vir ons? So as ons sê ons wil 'n verbondsmatige lewe leef en 'n verbondsteologie bedryf, dan bedoel ons wil lewe volgens die struktuur wat God ingestel het. So die verbond, kan 'n mens sê, is om te lewe met kennis van God. Om in die verbond te lewe is om te lewe met, dis hoekom ons ook die teken van die verbond, die nuwe teken van die verbond is die doop, en ons pas dit toe op almal wat in die verbond inkom, om te sê, jy's nou deel van 'n lewe, of jy lewe nou in 'n huisgesin en in 'n geloofsgemeenskap waar jy leef met kennis van God. So 'n verbondsmatige lewe is om dieselfde struktuur na te volg, in die eerste plek in die struktuur te lewe wat God in Genesis ingestel het, in verhouding met hom, in die huwelik, in die gesin, met 'n arbeid van 6 dae en 'n rus van 'n 7de dag wat aan die Here gewy word. Ons leef in daai struktuur, dis 'n verbondsmatige bestaan, maar ons lewe ook in hierdie dinamika van dat ons lewe in die beloftes van God, maar ons wil ook leef in gehoorsaamheid aan God.
vir Christene natuurlik, nie omdat ons verlossing wil verdien nie, omdat Christus die verbond vervul het, ons verlossing vir ons verdien het, en ons die Here daarvoor wil dankbaar wees, en vrug wil dra van die Gees.